ons gevra is hoekom dink ons dryf jong mense van die kerk af weg? En ek dink, die eerste ding die grootste ding, is die sosiale lewe van vandag. Die jong mense kan so maklik in die sosiale lewe vasgegryp word, wat Christendom baie vinnig as ankoe kan laat voorkom. En dit kan baie vinnig 'n jong mens se persepsie van Christendom, van die geloof, van die kerk verander, omdat daar soveel invloede vandag is, en dit word nie beheer nie. Dit is onbeheerbaar, want dit is te groot. En ek dink as ons as gemeenskap, kerkgemeenskap, dit nie op die regte manier hanteer nie, is dit makliker vir 'n jong mens om te val vir enigiets wat in hierdie sosiale lewe blootgestel word aan hulle. Die tweede punt wat ons oor gepraat het, was ouerskap. En die invloed van ouers op kinders. Yes. Hoe dit hanteer word deur die ouers van die huis af na die kerk toe. Baie ouers sien die kerk as 'n nanny. Hulle sien die kerk nie as, kom ons doen dit as 'n gesin saam, ons leer ons kinders reg van die begin af, ons lê daai fondasie nie. En ek dink baie keer kan dit ook 'n kind 'n negatiewe persepsie van geloof gee, van die kerk gee, wat dit dan ook kan maak dat die kinders kan wegdryf van die kerk af. En dit sien meer as 'n skool, as 'n oppasser projek, as mense dit so wil stel. En ek dink dit is hoekom baie mense en jong mense ook nie terugkom na belydenis van geloof nie. Want dit maak dit moeilik vir hulle, want ek meen, hoe moet hulle van hier verder af kan leer, of ietsie kan leer as hulle ouers nie eens 'n input vir hulle kan gee nie, want die ouers self weet ook nie wat aangaan nie. Yes, dit is totaal en al reg. En ek dink, as 'n mens aan daar gaan dink ook, vandag se kerke het soveel gimmicks. Omdat ons, soos ons gesê het, ons jong mense, ons young adults en ons tieners lewe in so sosiale lewe dat die kerke moet gimmicks kry om die mense te trek, om die jong mense te trek. En 'n gimmick is nice. Yes, daar's 'n kerk wat sê Bobby van Jaarsveld tree vanaand op, kom al die jong mense. Daar's 'n kerk wat sê, hoorie so, vanaand het ons koek en tee of koek en sap en daai gaan gebeur en ons gaan daai speletjies speel en ons gaan soveel adventures doen. Dis great om mense te kry om kerk toe te kom. Maar waar kom die Christendom, waar kom die geloof daarbey in? Ons het nou so 'n paar weke terug het ons 'n Bybelvasval by die kerk gehad, die een aand vir die jeug. En vir my as jong volwassene, ek is bewus dat ons in 'n ander era groot geword het, maar ek het nie gedink aan, okay goed, na die tyd is daar cupcakes en cookies en tee en Milo en koffie en al die fun stuff wat ons gaan kry nie. Ek het gedink, wow, okay, Bybelvasvra. Ek gaan hierdie Bybelvasvra wen, want ek ken die Bybel die beste. En ek voel dit is die opgewondenheid wat die kerkgemeenskap moet skep by ons jong mense van vandag. Daai opgewondenheid om meer te wil leer van die Here, om meer te weet wat in die Bybel aangaan, maar dit op 'n lekkerder manier te doen, of op 'n meer approachable manier te doen vir die jong mense van vandag. En ons het selfs daaroor gepraat in die week. Ek dink as die kerk saam kan revolusioneer en evolve saam met die jong mense, nie noodwendig verlore raak in vandag se sosiale lewe nie, maar dit op so 'n manier doen dat die jong mense terugkom kerk toe. Dink ek gaan daar meer sukses wees. Is ek reg as ek dit sê? 100%. En ja. En jy kan actually gebruik jou belydenis van geloof klas wat jy laas jaar gebruik. Ek meen, jy het tegnologie gebruik om dit interessant te skep vir hulle, en toe kry jy amper wat? 47 kinders wat geloofsbelydenis afgelê het, om met hulle terugkom het, maar dit vir hulle so lekker was, want baie van hulle gesê, die tegnologie wat jy selfs gebruik het om vir hulle te verduidelik was awesome. Ja, maar nie net dit nie. Baie van hulle het teruggekom en gevra, kan ons aansluit by die jeug, kan ons ook leiding gee. Daar's van hulle wat terugkom te vra, kan ons aansluit by die band, ons wil ook graag worship saam met die kinders. En ek meen, dit is die liefde vir God, die liefde vir geloof, wat ons wil los by kinders. En ek dink die laaste punt waarna mens kan raak, wat ook baie groot is
die kerk judge nog maklik. En ek weet dit is deur die jare so, maar as kom ons gebruik, ek gaan my man as 'n voorbeeld gebruik. Toe hy baie jonk was, het hy eendag by sy kerk opgedaag in 'n kortbroek. En die mense het hom so swak uitgekyk. Daar's jong mense wat al van my toe gekom het en vir my gesê, hoor hierso, maar ons gaan nie kerk toe kom nie, want die kerk is skynheilig. Hulle sê vir jou, hulle aanvaar jou, hulle sê hulle wil jou daar hê, maar as ek daar opdaag, dan kyk hulle na my tattoos en hulle dink ek is 'n slegte persoon. Of hulle soek net geld. Of hulle judge my op hoe ek lyk, op my leefstyl, op wie ek is, op my kleur van my vel. En ek voel vir ons as kerkgemeenskap, dit is nie wat moet tel nie. Want die Here kyk nie na daai goed nie. Die Here kyk na ons hart, wie ons is. En ek dink dit is waar die kerk ook op moet fokus. En as die kerk kan fokus op dit, veral op ons jong mense, en ek voel ons ouer garde, as mense dit so kan noem, die meer ouer generasie, kan begin, nie open-minded wees nie, maar meer net besef, hoor hierso, dinge is nie meer hoe dit was 30, 40, 50, 80 jaar terug nie. En ons moet saam groei, want dit is die grootste ding wat jeug doodmaak op die oomblik in ons gemeenskap en in ons kerkgemeenskappe. Is die feit dat 'n kerke wil nie open-minded wees nie, die ouer generasie is nie bereid om te groei saam met die jong volwassenes en saam met die tieners nie. En as hulle dit kan regkry om te leer dat groei is beter as om net te stak, dan gaan die kerke se jeug ook voller raak en die kerke gaan jeug trek. Ek dink hulle gaan nie genoeg plek hê vir die jeug nie. Is ek reg? So ja, dit is ons opinie oor vraag 1.